van wat ons oor liefde voel en wat ons oor liefde verstaan. My vrou se love language is quality time. Ek sak in quality time. Ek kan nie net daar sit nie. Ek kan nie. My quality time is, die TV praat saam. Maar ek wil vandag vir jou kom sê, dat ons moet ophou dink dat die Here liefde vir ons kom bewys deur een of ander liefdestaal. Ok, kom ons sluit af en neem collect op. Ons het hierdie wanpersepsie van dit. En vanoggend in die bidkamer het die Here my kom bewus maak van die feit dat ons moet net op 'n plek wees om te sê, Here, hier is ek. Hier is ek en wys my iets niets. Ek wil vanoggend my hoed afhaal, ek wil julle salueer vir elkeen wat vanoggend uitgekom het. Want ek weet die Here het elkeen van julle aangeraak, al voel jy dit nog nie nou nie, weet die Here het jou aangeraak. En ek kan vandag vir jou sê, jy wat gesit het, ek salueer jou vir die feit dat jy op die regte plek is met die Here. Maar as jy nie is, moes jy uitgekom het, as jy nie het nie, kom sê my gou steek op jou hand. Maar vanoggend wil ek vir jou die volgende kom sê. Ek en jy kan nie in die tyd wat ons in leef, geleenthede mis, wat die Here maak vir ons, om net 'n bietjie te sê, Here, ek weet nie wat ek moet voel nie, ek weet nie wat ek moet hoor nie, maar hier is ek. So ons is in ons preekreeks, soos julle weet, as een, en vanoggend wil ek, daai was nou nie die preek nie, hoor, daai was net vir julle verniet, julle hoef nie daarvoor te betaal nie. Maar, ek beleef so in my gees, dat hierdie jaartema gaan nogal 'n stukkie eenheid challenge. Ek beleef in hierdie week, hoe baie keer ek het so frustreerd geraak op 'n stadium, so ek sê, Here, ek gaan net stil bly. Nou as julle my ken, I'm not good at that. En ek is hierdie week regtig so gekonfronteer met hoeveel geleenthede in my persoonlike lewe, in my vriendskappe, in my huwelik, is ek soveel keer gekonfronteer met goeders wat die eenheid wil challenge. En ek sit op 'n plek wat ek net meer voel, ek hoef nie die teendeel te bewys en te beskryf met woorde nie. Want sien, ek en jy wil baie keer vir die Here kom veg. Ek en jy wil vir hom kom sê, hy het op die kruis gehang. Ons weet hy het reeds die oorwinning behaal. Kan ek en jy ophou vir mense bewyse gee en begin vir hulle prakties wys wat die Here doen? Okay. Nie in die kerk nie. In hierdie kerk is die pastoor, hy word betaal om te wys wie die Here is. Ons is net hier om te luister. Maar ek beleef iets in my hart. Ek beleef iets in my gees. So, as jy jou Bybel het, blaai vir my daar na Efesiërs 4 toe, dis onder die E's. Nou Efesiërs 4 vers 1 tot 10 is ons skrifgedeelte vir ons jaartema. En julle moet hom nou al ken by die tyd, want ons spreek nog baie oor hom, maar ek wil hê jy moet iets verstaan. Hy begin, hy sê, ek vermaan julle dan, ek die gevangene in die Here, om te wandel waardig die roeping waarmee julle geroep is. Nou julle onthou, ek het laasweek baie oor gepraat, so as jy nie laasweek gekyk het nie, gaan kyk op YouTube, en ek wil net sê, ek lyk baie maarder op die kamera. Maar hy sê, met alle nederigheid en sagmoedigheid, dankie, met lankmoedigheid, terwyl julle mekaar in liefde verdra, en ernstig strewe om die eenheid van die Gees te bewaar, deur die band van vrede. Ek het vinnig oor daarin gelees, want onthou in die kerk mag ons beklei. Ons mag mos stry, né? Dis een liggaam, een gees, soos julle ook geroep is in een hoop, om julle roeping, een Here, een geloof en een doop. Een God en Vader van almal, wat oor almal en deur almal en in almal is, maar aan elkeen van ons, sê gou elkeen van ons, nee, sê dit dat jy het glo? Dis nogal interessant dat hy sê elkeen van ons. Dis nogal interessant dat elkeen van ons iets moet doen in die gemeente. Nogal interessant dat hy sê elkeen van ons hoef nie op te daag om die galblaas te wees in die kerkie. Die weet die liggaam. Wie is die galblaas? Ek wou stry, maar ek gaan nie. Hy sê, daarom moet ons almal geroep wees. Elkeen van ons is die genade gegee volgens die mate van die gawe van Christus. Daarom sê hy, toe hy opgevaar het in die hoogte, het hy die gevangenes gevangen geneem en gawes aan die mense gegee. Maar dit, hoor gaan mooi, hy het opgevaar, wat beteken dit dan anders, dat hy eers neergedaal het in die onderste dele van die aarde. Hy wat neergedaal het, is dieselfde as hy wat opgevaar het bokant toe al die hemele,
sodat hy alles tot volheid kan bring. Nou, dit is nogal 'n stukkie skrifvers, nê? Daai is 9 preke op sy eie. En dan is ons by vers 3. Want jy sien, ek en jy moet besef, dat die woord het krag. En daar's iets wat die vyand meer vrees as groot getalle. Wie wil raai wat dit is? Daar's iets wat die vyand meer vrees as groot getalle, meer as talente, meer as programme, meer as mooi liedjies, meer as 'n mooi kerk, meer as jy en jou stywe jeans. Daar's iets wat die vyand meer vrees as 'n klomp van ons saam. Wat is dit? Daar's sy eenheid. Hy vrees dit as 'n kerk as een beweeg, as een praat, as een saamgaan, want Jesus het gesê dat hulle almal een mag wees, sodat die wêreld kan glo dat U my gestuur het. Ek wil vandag vir jou sê, hoe gaan die wêreld sien hoe kinders van die Here optree? As hulle Jesus sien, as hulle hom glo, in hom glo, en as hulle sien hoe hy beweeg. Maar die kerk het doormand geraak. Iemand anders sal dit maar doen. Onthou nou. Ek en jy as kind van God is die kerk. Ons praat nie van Kerigman nie. As jy hier uit is hierdie 'n dop. Die kerk is uit, die kerk gaan saam jou huis toe, jy is die kerk. So ek praat nie vandag van 'n instansie nie. Ek praat nie vandag van 'n pastoor of van 'n kerk met 'n naam nie. Ek praat van jou. Die vyand is bang as ek en jy as kerk is een beweeg. Jy weet dat eenheid is evangelisties. Eenheid is kragtig, eenheid is gevaarlik verdeel. Die vyand sal alles probeer. Hy sal saad van 'n misverstand saai. Hy sal onvergewensgesindheid plant. En hy sal definitief vrymoedigheid kom aanspreek. Paulus praat in Efesiërs 4 vers 3, hy sê ernstig strewe om die eenheid van die gees te bewaar deur die band van vrede. Ek wil vandag vir jou sê, die vyand is daar om vergelyking te kom aanmoedig. As jy nie weet wat beteken nie, dan sê jy, pastoor, ek het gesien nou dag by 'n ander kerk, hulle doen dit so. So ek bly vir hulle. My pastoor het nou dag so gepreek, ek dink jy moet ook daarna begin kyk. Ek wil vandag vir jou sê, die oomblik wat ek en jy begin vergelyk, kan jy nou glo, pastoor het nou weer vir hom gevra om te gaan bid, maar ek sit dan net nie, hoekom het hy my nie gevra nie? Nou nie in die kerk nie. Man, nou, julle raak mos nie jaloers nie. Efesiërs 4 vers 4 sê, dit is een liggaam en een gees, soos julle ook geroep is in een hoop vir julle roeping. En jy geweet dat eenheid is nie mens gemaak nie. Ok, hulle het so geglo. Daai boek wat jy in jou rak het, wat praat oor eenheid, het gejok. Eenheid is nie mens gemaak nie. Eenheid is uit die gees uitgebore. 1 Korintiërs 12 vers 11, want wat ook ons in almal deur die een gees tot een liggaam gedoop is. Nou, hierdie is vir my nogal interessant, want die vyand kan nie die gees bekeer nie. Dink gou aan, die vyand kan nie die gees bekeer nie, maar hy kan ook nie die gees keer nie. Het jy geweet dat ek het nou nog, toe skrik myself mors dood, toe ek iemand sien wat 'n kind van die Here is, wat in die lig wandel en bang is vir duisternis. Ons kan nie bang wees vir duisternis nie, ons is ligdraers, ons bring die lig in die duisternis in. Beteken nie ons moet dom wees nie. Maar ek en jy kan nie gekonfronteer word deur duisternis nie. Nou nog belle ou my, hy sê, luister hier is iets hier. Ek is soos, wat? Hy sê, hier is iets hier. Ek soos, waar is hier? Ek gaan nou sê, waar nie, hy sê dit vir my, waar? Ek soos, ok, maar jaag het weg. Nee, ek kan nie. Nee, ek sê jou nou, is sterk. Ek sê, jaag het weg. Hoekom is jy bang om het weg te jaag? Hy sê, jy moet maar kom. Jy moet maar kom. Jy moet maar kom. Want ewe skielik is vrees deel van die grappie. Ek is soos, ek hoef nie te kom nie. Jy is mos daar. En jy is mos van die lig. Nee, ek het nie 'n warm white nie. Maar ek lag vir my amper toe.
Ek sê nie is reg, kom ek wys jou. Want jy sien, ek en jy moet in autoriteit wandel, maar ons is te bang om iemand te leer om saam met jou daar te wandel. Want sê nou net, hy is sterker as ek. Ek wil vandag vir jou sê, die dag as ek moes kyk en moes opmeet na iemand wat dalk beter is as ek, of beter kan doen as ek, my en jou roeping as kind van God is, ons moet juist mense kry wat beter en meer as ek en jy doen. Hoekom? Want selfs Jesus, wat dit alles gedoen het, het gesê, julle sal meer doen. En groter as wat ek gedoen het. So wie dink jy is jy wat jy troel dat iemand anders iets anders as jy kan doen? Word ons nou stil. Julle wil eintlik nie die einde van die storie hoor, ek check julle. Want jy sien, die vyand kan nie op 'n plek kom wat hy wil my en jou kom domineer nie, maar hy kan verdeeldheid bring. Nou, hoe kom ons op 'n plek wat ons hierdie so 'n bietjie positief kan hanteer? Is ek en jy moet saam bid, ons moet saam aanbid, ons moet saam oorwinnings vier en ons moet beskerm wees teenoor mekaar en ons name. Nou jy gaan nou dink, wat 'n goedheidspraatjie is die nie? Want jy sien, wanneer ons saam bid, bou ons 'n muur tussen verdeeldheid. En ek kom by hierdie ou aan, en ek sê vir hom, alright, waar is die iets? Hy sê, nee, daar. Ek sê, nou kom, hy sê, nee, gaan jy? Ek sê, nee, kom saam. Hy sê, daar's iets daar, dit laat my koud kry. Ek sê, nou trek 'n baadjie aan, en kom. En het vat soveel oortuiging om hierdie kind van die Here. Ek vra vir hom, het jy die Here aangeneem? Ja. Ek sê, gloei in hom. Ja. Gloei in die krag van die Heilige Gees. Ja. Ek sê, nou kom staan jy nog hier, gaan jaag die ding weg. Nee, ek het nie woorde vir dit nie. Ek sê, reg, kom saam, ek wys jou. Nou stap julle maar, hy hou aan my hand vas, asof hy 3 jaar oud is en ek is sy ma's checkers. Ek sê jou, checkers, hy gaan verdwaal, maar hy hou vir my vas. Nou stap ons, ek sê, los my hand, ek het die ding nodig. Hy sê, waarvoor? Ek sê, nee man. En ons gaan en ons maak die deur te oop, en daar is toe nou iets. En ek sien hy so, ek sien dit nie, maar ek voel dit. Ek sê, dis reg. Dis reg, maar kom ek help jou gou. En hy staan so, ek sê vir hom, jy is die autoriteit van hierdie huis. Hy sê, ja. Ek sê, nou sê vir daai ding, jy is die lig, gaan. Hy sê, hoe? Ek sê vir hom, moet gaan. Hy sê, vertrek! Nou wil ek nie lag nie, want dit is 'n ernstige oomblik, maar hy, vertrek! Vertrek! Ag, hy loof hom. Needless to say, stap hy toe en hy sê, okay, loop nou, dis my huis. En dit gaan, die duisternis het letterlik gegaan. En ek vra vir hom, hoekom dink jy dit gebeur? Hy sê, nee, ek weet nie, jy was hier. Ek sê, nee, dit het gebeur omdat jy die autoriteit gevat het wat Jesus jou gegee het. Jy sien, ons kan nie op 'n plek wees dat ons all high mighty wil wees nie. Ek kan nie op 'n plek wat ons hulle leer wat nie weet wat ons weet nie. Om hulle te help om die autoriteit te vat in hulle lewe. Ja, al julle gees, amper sê gees uitdrywers. Ek weet al julle warfare ouens, ek het toegemaak en reggemaak, al goed gedoen, julle kan ontspan, ek het dit gedoen. Maar ek moes hom iets leer oor dit, die eenvoudigheid daarvan. Want jy sien, ons kan nie op 'n plek wees wat ons sê, Jesus Here, waantoe nou nie? Want ons word baie keer so gekonfronteer deur ietsie wat ons pla. Ons kan tog nie met die ander persoon gaan praat nie, want wat as hulle iets terug sê? Nee? So praat so 'n bietjie oor, hoe gaan ek en jy as familie, as kerigma, so 'n bietjie ons eenheid beskerm en ons eenheid daar kry. Nou Efesiërs 4 vers 2 sê, met alle nederigheid en sagmoedigheid moet lankmoedigheid terwyl julle mekaar in liefde verdra. Ek hou nie van daardie skrif nie. Want beteken ek moet baie keer aanhou vir julle priority gee. Nee, julle nou nie man. Maar ek moet op 'n plek kom wat ek moet aanhou sê, met nederigheid. Ag, dien nou die Here. Ag, vertrou nou die Here. Nee? Maar pastoor, jy weet nie wat voor my is nie. Ek sê, dit maak nie saak nie. Maar as jy nie ook wat ek en jy trots het, wanneer ek en jy gevoeligheid en aanstoot begin deel raak van ons, 'n bietjie selfgesentreerd raak, dan kan die koninkryk nie werk nie, want die koninkryk sê nederigheid, sagmoedigheid, lankmoedigheid, liefde. Pastoor, ek worry nie wat jy sê nie, solank daai tannie nie vir my bid nie, want ek raai gaan nie. Hallo? Nederigheid, sagmoedigheid,
Waar nou? Waar nou? Ek sê my lewe nooit vergeet nie. Ek preek een keer by 'n jeug in Limpopo, groot jeug, ons 1000 tieners die aand daar. En dan kom 'n ouetjie na my toe aangestap, maar ek like nie die ouetjie baie nie. Weet as jy iemand sien, dan sê jy soos, kon ook jy hier is. Ek was so. Nou moet ek preek die oggend, die aand. En ek sien die laaitjie, maar ek sien ook, hy was maar baie van ou buks, maar hy's aan by die kerk en hy's aan met die band. En hy kom na my toe, net voor ek moet opgaan, en hy kom bid vir my. En ek is soos, okay. Julle, nou, soos julle my ken, ek is nou nie 'n skaam teruggetrokke mens nie. Ek is nie bang om te sê wat ek wil sê nie. Ek sê 'n ding soos hy is. En ek preek nou lank genoeg, en die ouetjie kom staan voor my, en hy vat my hande, en hy begin vir my bid, maar nou het hy ook nog sy Mataguan reukie aan hom. As jy nie weet wat dit is nie, is dit 'n goeie ding. Maar dis daai papegaaislaai, daai groen blare en die 4 ouetjie boksies. Nou ryk hy nog so bietjie na hierdie soet kruie, wat hom nou self gaan kalmeer het. Ek het net gehoor hoe dit ryk, ek weet nou nie persoonlik. En hy staan met sy blare asem, en hy begin my bid, en dadelik is ek so gekonfronteer, want ek ryk dit, ek hoor nie eens wat hierdie ou bid nie, en ek is dadelik upset, ek sê, kom bid hierdie ou nou vir my. En op 'n stadium sê ek, okay, luister net wat hy sê. En hy sê, Here, ek weet nou, dalk is hy skaam, en dalk is hy bang, ek soos jy moet oor die Here begin luister. En dis nie ek die nie. En hy bid hierdie gebed, maar hierdie mooi gebed, eers ek bid regtig vir jou, ek bid vir sy woord, ek bid dat hy kan uitgaan, so opreg, nê? Maar uit geen Heilige Gees ondervinding uit, maar sy hart is reg. Bid hy vir my. En ek sê vir hom, "Jesus, dankie champ, ek waardeer dit ou, baie dankie." En ek stap weg en hulle sê, "Okay, as jy tyd om op te kom," en ek kom op en eers ons gaan en ek het die mic ook so en ons weet ons weer. En toe ek nou bedaar en by die Bybel uitkom, toe sê die Heilige Gees vir my, "Daai het nie oor jou gegaan nie." En ek sê, "Wag, wat? Ek verstaan nie lekker nie." Hy sê, "Daai het nie oor jou gegaan nie. Daai gebed wat hy vir jou kom bid het, was vir hom. Ek het jou net gebruik." En ek is soos, Here, vergewe my, ek wil nie die woord oopbreek as ek klaar. Here, vergewe my, ek het hom veroordeel. Ek het reeds oor hom iets gedink voordat hy iets kon doen. En ek besef dit in daai oomblik. En ek sê, Here, ek is so jammer, ek vergewe my. En die Here sê vir my, kyk wat gaan gebeur. 'n jaar later, toe is daai ou geswat, begin hy swat alles. Hy's een van die groot predikers, ek gaan nie sy naam sê nie, want dan gaan julle weet wie dit is. Hy's regtig een van die jong groot predikers in Suid-Afrika nou. Omdat hy bereid was, en omdat ek bereid was, nie ek nie, om te sê, is reg, ou, bid maar jou gebed. Kan ek en jou op 'n plek kom, dat ons ophou aanstoot neem, oor ons vooropgestelde idees, van wanneer die Here iemand gebruik. Kan ek en jy verby dit kom vir die feit dat ons dink, we are all that. Die Here gebruik baie keer die kromstok om die reguit hou te slaan. En baie keer kom iemand na jou toe om vir jou te bid, en jy moet nie ontvang nie, maar jy moet gee dit wat jy het, deur hulle vrymoedigheid. Spreuke 4:23, bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorsprong van die lewe. So gee jou hand op jou hart en sê, 6. Daai tannie daar by die werk. Wanneer ek kies om aanstoot te neem, het die vyand klaar toegang. Dis 'n oop deur vir die vyand te sê, jy weet daai oomblik wat jou maale gery het en jy's alleen by die huis vir die naweek, dis hoe die vyand is. Voete op die koffietafel, los al die skorrelgoed tot Sondag aand. Dis wat die vyand doen. Hy kom maak 'n woning binne in jou. Trots gee plek. Ongegewensgesindheid gee plek. Skinder gee plek. Maar liefde sluit die deur vir dit toe. Ek en jy het nodig om bietjie vir mekaar reguit te sê, Jesus, weet jy, ek het meer van die Here nodig as jy, maar ek gaan saam met jou stap totdat jy ook meer kry. Efesiërs 4:5-6 sê, een Here, een geloof, een doop, een God en Vader van almal. Ons is familie, né? Nee, jy kan net ja sê as jy nie wil amen sê nie. So, nou, ons is familie. Okay. Genade. Jy gebeur dat familie beskerm mekaar. Ek het 2 neefies gehad wat saam met my op skool was. Natuurlik my suster ook, ek het enige ding geklap wat laat was.
Man is my suster. Ek beskerm haar, tot teen onderwysers, tot teen ander mense. Maar dan kan 'n fight uitbreek, en ek sal sê, ek ken hom, is fyn. Of ek ken hom, maar ek hoef nie te gaan help nie. Maar laat iemand nou in jou neef vir jou vuis slaan. Yes. Nee? Dan klim ons in, hoekom? Want dis familie. Nou ek wil vandag vir jou sê, ek voel dieselfde oor jou. If somebody touches you, they touch me. Want dis familie. Bel my net, kry mekaar by klein nekkie, na skool. So daar. Maar ek wil vandag vir jou sê, dis tyd dat ek en jy as kinders van God opstaan vir ander kinders van God. Ons sal eerder sien hoe iemand verneder word en verskreeu word, omdat hulle opstaan vir die evangelie, as wat ons gaan help. Nee? As iemand in die publiek opstaan vir die Here se naam en iemand like dit nie en is 'n gesmiskleierery, wat doen ons? Nee, dankie. Nope. Het dit nie gesien nie. Wat het geword van gaan staan by en sê, hey. Nou die dag het pastoor Steven van Zasten af vir my kom kuier en ons staan daar in die parking lot by Towers en ons het die gewoonte ons bid vir mekaar voor ons ry. En ek en hy sit ons hande op mekaar en hy bid vir my en ek bid vir hom. En ek bid vir hom toe ek weet nie wat hy gebid het nie, maar die Here het my gestuur. Jy weet daai mooi ene. Dat hy net weet ek is hier vir 'n rede. En ek bid vir hom, en toe ek wegstap, roep iemand my. Hy stap na sy kar toe, en ek stap sy toe. En daar sit 'n persoon, wat vir my sê, hoe durf julle? Ek soos, wat? Hoe durf julle die evangelie so goedkoop maak, om in die middel van die straat vir mekaar te bid? Ek is soos, Lord Jesus, praise his name. Ek soos, Tannie gaat ons. En ek verduidelik vir haar, nie lelik nie. Verduidelik vir haar, hoekom moet ons juis dit doen? Hoekom moet ons juis vir mekaar bid, sonder wie, waar, wat, en die perfekte plek kies? Ek wil vandag vir jou sê, as jy net bid in die kerk, of net bid vir jou kos, is jy in 'n gevaarlike plek. Is tyd dat ek en jy die evangelie uitvat, dat hulle dit kan sien, sonder dat ons beskaamd is oor, want dis eenheid. So praat nie net van my en jou as kerigma, wat as een beweeg nie. Ek en jy as kinders van God moet begin as een beweeg. Galasiërs 6:2 sê, dra mekaar se laste en vervul so die wet van Christus. Die vyand val heel eerste sterk vriendskappe aan, sterk verhoudings aan, sterk leiers aan. Hy val hulle eerste aan. Het jy geweet dat ek het nou nog 'n baie hartseer statistiek geleer, hoeveel pastore uit die bediening uit of selfmoord pleeg? Dis eintlik verskriklik, want daar's niemand met wie ons kan praat nie. Nou, ons bedoel ek nie ekkie. Ek praat met my vrou, is fyn. Maar hoor gou vir my. Die aansien vir die mens wat die evangelie verkondig, het so groot geraak dat jy as mens, ek praat nou met jou ook, want jy is ook 'n kind van die Here, jy wat hier sit, jy wat 'n Bybel het, jy wat in hierdie kerk as 'n persoon, as 'n kennis in hierdie kerk is, wil ek vandag vir jou sê, baie keer is die aansien so groot dat jy nie dit kan waag om te sê as dit met jou ook moeilik gaan nie. Want die veroordeling is te groot. Hy hoor nie meer by die Here nie. Hy kan nie, hy's op 'n slegte plek. Ek wil vandag vir jou sê, daar is geen slegter plek as wat Jesus aan die kruis gehad het en nog steeds met autoriteit gepraat en gedoen. Hallo. Hy het in die duisternis ingestap terwyl hy dood was, volgens die wêreld. En hy het die sleutels van die dood gaan haal. Nou ek vandag vir jou sê, you will not tell me you are too broken and too bruised to be used by God. Hoor vandag vir my. Jy is nie te stikkend, of te gekneus, of te slegte verlede, of te vuil, om deur God gebruik te word nie, hoor my. Okay, 3 van julle glo dit, loof hom. Die vyand weet hoe om eenheid te breek. Hy weet hoe om momentum te breek. Jesaja 54 vers 17 sê, geen wapen wat teen jou gesmee is, sal voorspoedig wees nie. Glo ons dit nog? Onthou jy daai liedjie, ek weet nie as jy het hom gesing nie, daai rockstars, gospel rockstars van lang terug. Geen wapen, wat die vyand teen jou smee, sal slag as jy vasstaan in die naam van die Heer, oorwinnaars. Wie het daai gesing? My ma het baie geluister. Radio Kansel, papi. Oor en oor. En ek wil myself, besef ons nog wat dit is? Besef ons nog wat dit sê? Dat geen wapen wat teen my gesmee is, sal voorspoedig wees nie. Maar wat interessant is, hy sê nie daar dat dit nie 'n wond sal los nie. It won't kill me, it might hurt me, but it won't kill me. Hallo?
Julle is wel daai ouens wat die beste fights wen met 100 meter. Daai kant toe. Nee? Jy geweet dat 'n verdeelde kerk is kwesbaar. 'n Verdeelde evangelie is kwesbaar. Maar ek wil vandag vir jou sê, 'n verenigde eenheid kerk is onkeerbaar. Dis tyd dat ons daardeur wandel. Efesiërs 4:7 sê, maar aan elkeen van ons is die genade gegee volgens die mate van die gawe van Christus Jesus. Wanneer ons gefokus bly op die missie, op die droom, op waartoe ons op pad is, dan raak groot goed al hoe kleiner en klein goed raak weg. Julle geweet as mense wat nie van my hou nie, so kom in die kerk toe kom nie. Ek kan dit nie verstaan nie, ek is dan so nice hou. Maar Handelinge 1:8 sê julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En dan sal julle wat wees? My getuies. Ek is moeg daarvoor dat die evangelie van God op mense krag verkondig word. Ek is moeg daarvoor dat die evangelie van God deur kennis alleen verkondig word. Dis hoekom baie kerke vol is, nê, maar die evangelie leeg is. Want jy sien ons 'n verskil tussen to know God and the knowledge of God. Daar's 'n verskil. Dis tyd dat hierdie evangelie en hierdie woord weer verkondig word, soos dit veronderstel is om verkondig te word. Met die krag van die Heilige Gees. Want sonder die krag van die Heilige Gees is hierdie net 'n boek. Baie mense gaan vir baie mooi boeklesings Sondag en hulle betaal nie eens vir die kaartjie nie. Dit is nodig dat ek en jy gaan na 'n plek waar die krag van die Heilige Gees weer daar is. Die vyand wil hê ons moet fokus op ons persoonlike voorkeure, op dit wat ons voel ons persoonlikheid is. Fokus op ons klein irritasies, terwyl die woord van God sê ons moet fokus op siele, op disippels en om te gaan verkondig en die koninkryk van God te gaan groot. Maar ons kan onsself besig hou met petty dingetjies. Wie het nou dat gemou na die koppies wat te klein is? Ek was sommer vir jou reg het jy nee. Is dit 'n grappie, asseblief? Hierdie gee nie die kerk vrywaring om te maak wat hulle wil nie, hoor. Nou wil ek vir jou 'n paar praktiese punte gee volgende en ek sluit hiermee af en ons is net 'n paar. Oor hoe ek en jy teen hierdie vyand en hierdie klein goedjies kan optree. Ek wil vandag eerstens voor ek dit doen, wil ek hierdie uitnodiging maak. If you've got a problem, you've got my number. Rarig. Hou op om vir iemand anders te vertel as jy 'n my probleem het. Hou op iemand anders te vertel dat, kan jy glo, daai Joshua het nou die dag gesê. Bel vir Joshua self. Okay, Joshua doen niks verkeerd nie, by the way. Ek sê dit nou. Touch him, you touch me. Ek joke. Maar hoor gou. Die kerk is regtig en ek het regtig oor gaan bid en ek het regtig vir die Here gevra, is dit eintlik so eenvoudig? Die kerk is verdeeld want dit is vir ons belangriker om iets oor iemand te sê as om iets oor die Here te sê. Ek sal wag dat daai bietjie insink. Die wêreld en die mensdom is gebroke as gevolg van 'n gebrek aan kennis. Ek en jy is geroep om daardie kennis vir hulle te gee. So wat doen jy met dit wat die Here jou gegee het? Het jy dit onder 'n emmertjie gaan bære? Het jy gesê, Here, dit is vir my so kosbaar, ek beskerm dit eerder. Daai wat die Here jou gegee het, is nooit vir jou gegee nie. En ek en jy moet ophou dink, dis onsin. Hy gee vir jou die vermoë om te wandel in dit waarin hy jou geseën het, waarin hy jou geroep het. It is never yours. Jou roeping, jou gawes, it's not yours. Hou op, maak asof dit joune is. Dis vir jou gegee om te gebruik. Efesiërs 6:11. Trek die volle wapenrusting van God aan sodat jy staande kan bly teen die liste van die vyand. Hoe doen ons dit? Deur gebed, deur waarheid, deur vergifnis, deur nederigheid, deur openlike kommunikasie, deur liefde. Jakobus 4:7 sê, onderwerp julle dan aan God, weerstaan die duiwel en hy sal van julle af wegvlug. Wanneer ek en jy aan God onderwerp, dan kom hierdie Heilige Gees wat ek en jy so nodig het, se krag tasbaar. En dit raak teenwoordig. Vers 3 sê, ernstig streef om die eenheid van die Gees te bewaar deur die band van vrede. Nou, hoekom beklem ek so 'n bietjie meer op dit vandag? Want jy sien, daar's soveel kerklose mense
as gevolg van the lack of peace. Regtig, ek sê ernstig. Kan ek gou vandag vir jou sê, maak seker dat ek en jy nooit die rede is dat iemand nie die Here aanbid nie. Hallo. Maak seker ek en jy is nie die rede dat iemand die Here nie wil aanbid nie. Mag dit gou 'n bietjie insink. Ek en jy het nodig om die kultuur te eer van dit wat hierdie woord sê. En hier is moeilik. Wees hartlik teenoor mekaar met broederlike liefde. Die een moet die ander voortgaan in eerbetoning. Ek wil vandag vir jou sê dat Romeine 12 vers 10, wat hierdie sê, en ek het hierdie ingebring vir 'n spesifieke rede. Ek en jy het nodig om so 'n bietjie opbouend van mekaar te praat. Opbouend te praat van leiers wat die Here uitgeroep het. Ek en jy moet op 'n plek kom wat ons in die privaat korrigeer, maar prys in die publiek. Jy geweet dat if you honor God in the private, He will elevate you in the public. En die teenoorgestelde is waar. Ek lees 'n quote van iemand toe ek bietjie navorsing doen hieroor. Ek het doen navorsing oor Efesiërs 4 vers 26. Laat die son nie ondergaan oor julle troning en gee aan die duiwel geen plek nie. En toe sê ek soos, wel, hy was seker nie getroud toe hy dit geskryf het nie. Moenie kwaad gaan slaap nie, wie ken daai ene? Wie gaan slaap kwaad? Ai, maar hoor gou vanmôre hierdie. Jy sien, wanneer ek en jy iets teenoor iemand het, moet ons dit uitsorteer. En ek wil vir jou sê, uitsorteer is nie 'n WhatsApp oorlog nie. Maar dan kry jy 7 minute voice notes. En hoofletter woorde. Dis wanneer ek en jy met mekaar kom en sê, hoor ek sien dis 'n verskilletjie, maar kom ons bid gou. Dan vra ons die Here, hoe kan ons hierdie uitsorteer? Ek wil vandag vir sê, die meeste van die mense van wie ek in die bediening is, nou nie ontspan nie by Kerigman nie, maar in die globale kerk al buite, hou ek niks van nie. I don't like them. Ek hou nie van hulle persoonlikheid nie, maar ek het op 'n plek kom wat ek vir die Here sê, Here, Bucks hou nie van hulle nie. Okay? I don't. En my gesig wys dit gewoonlik. Maar ek vra, wys my, wie is hulle vir u? Wie is hy vir u? Want dan gaan ek hom ook daar like. Maar wys my wat u oor hom sê. Ek sien ek en jy wag baie keer vir mense om ons verkeerd te bewys. Dis tyd dat ek en jy vir die Here wag om ons te wys wie daai persoon vir hulle is. Dis hoe ons eenheid beskerm. Ek bid gereeld vir die Here om vir Marisaan te wys wie ek is vir hom. Maar dan bly sy verlief op my. Of sy dit doen, weet ek nou nie. Met ophou met my nonsens. Daar's krag in die Heilige Gees. Maar ek wil vandag hierdie vir julle sê. Dit is so belangrik vir my en jou. As kinders van God, vir hierdie jaar waantoe ons beweeg. Ons hoef nie te hou van wat iemand doen nie. Mag ons hulle op die waarheid roep? Ja. Ons moet met die gees van waarheid. Ons moet konfronteer met die waarheid. Maar nie jou waarheid nie. Die waarheid in die skrif. Die tweede laaste een is, bewaar jou hart. Spreuke 4 vers 23 sê, bewaak jou hart, beheer alles. Ek en jy moet ons harte beskerm. Ons moet nie aanstoot bære nie, ons moet nie vergelyk nie, ons moet nie enigste erkenning soek nie, ons moet gehoorsaam wees. Ek wil vandag vir sê, die mense wat die Here die meeste gebruik en die kragtigste gebruik, is die mense wat net dankbaar is vir die feit dat die Here sê, ek kies jou. Want niks wat ons het, niks gawes wat ons het, is van ons af nie. Ek kon glad nie eens voor 'n klas 'n speech lewer toe ek jonger was nie. Nou staan ek voor al julle, almal met 'n mikrofoon. Want dit is die krag van die Heilige Gees. Niemand anders nie. Ek en jy het nodig om ook vir mekaar in te tree. Ons het nodig vir hulle wat voorstap in te tree. Psalm 133 vers 1 tot kyk hoe goed en hoe lieflik is dit dat broers ook saam woon, want daar gebied die Here die seën. Hy kom praat hiervan, stel ek en jy saam bid. Saam die evangelie van God oor ons lewens saam verklaar. Vir eenheid, vir bonatuurlike beskerming. Ek het nodig om saam te bid, spesifiek te bid.
en te bid sonder dat daar enige iets met 'n bybedoeling is. Dit is nodig om net die Here te vertrou. Ek en jy is veronderstel om te reageer met deursigtigheid, met nederigheid, eerlikheid. Want jy sien, die woord sê, my volk gaan ten gronde as gevolg van 'n gebrek aan kennis. Maar vandag sê, daai kennis is nie noodwendig die kennis van die woord alleen nie. Maar is die feit dat ek weet nie hoe gaan dit met die ou langs my se lewe nie. Ek weet nie wat se gewig, wat se dinge dra hy saam hom nie. Niemand sê jy moet dit vat nie. Niemand sê jy moet die antwoord wees nie. Maar jy moet ook die een wees wat saam bid. Wat saam vertrou. Dis tyd dat ek en jy nie toelaat dat klein dingetjies groot word nie. Toelaat dat trots oorwin in ons harte nie. Dis dat ek en jy nie toelaat dat die vyand se wortel kom skiet in my hart teenoor iets nie. Maar dat ons 'n kerk kan wees wat as een beweeg, as een dien, as een leef, tot eer van een Jesus Christus. Dat ons sal beskerm wees. Want sien, ek en jy beskerm nie 'n organisasie nie. Ek en jy beskerm die getuienis. Ek en jy beskerm 'n getuienis. Ons beskerm nie net 'n struktuur nie. Ons beskerm die teenwoordigheid van God. Ek en jy as kinders van God moet eerste wees om te vergewe, om te dien, om te buig en om te verbind. En te sê, hier is ek. Ek sien in die week, sien ek 'n kerk is te koop. Moenie worry nie, ons gaan nie 'n kerk koop nie. Maar hier bloep die. En ek doen navorsing om te sien hoeveel kerke is te koop. En ek begin toe vra. En ek bel die agent en ek sê, wat is die rede dat die kerk verkoop? Hoekom? Wat is die rede? Is die ligging verkeerd? Want wat is die rede? Want iemand het my ook al eendag gebel en gevra, of verkoop jy 'n kerk? Want ek het. En hy sê, nee, die kerk het net begin leegloop. Daar was 10 mense oor, hulle kan nie meer die ligte aanhou nie. Nou verkoop hulle die kerk. Ek sê, maar wat gebeur van die kerk en die mense en die dominee en die pastoor, wat gaan aan? Nee, hulle is verplaas of gevra om af te tree. Ek wil vandag vir jou sê, kerke loop leeg, want die kinders van die Here is nie in eenheid nie. Ek wil vandag vir jou sê, daar is nie meer tyd vir my en jou om te sê, ag, daar is 'n kerkskering gewees nie. God kan nie rebelliseer nie. Hallo, God kan nie rebelliseer nie. Dis dat ek en jy opstaan vir die waarheid en daarin lewe. Amen? Kom ek bid vir julle. Vader, dankie. Dankie Here dat U die eenheid sal beskerm. Dankie Here dat U ons harte sal reinig, dat U ons sal versterk as 'n familie. Here, ek bid dat U ons oë sal rig op een doel, waartoe U op pad is. Mag geen wapen wat teenoor hierdie huis gesmee word voorspoedig wees nie. Mag U liefde sterker wees as verdeeldheid. Mag die Gees ons bind en mag ons as een leef. Here, mag ons as een vorentoe gaan. Mag ons U vertrou vir die wat U is en wie U is in Jesus naam. Amen. Amen. Kyk bietjie